Ek hoop dit gaan met jou goed. In hierdie wintertyd wat ons beleef hierso, beleef ons soms ook winters in ons lewe. Gaan ons soms deur winters van ons lewe. Dis waaroor ons gesels hierdie week is. Hoe kan ek en jy die winters van die lewe, ek wil sê nie net gesond aan die ander kant uitkom nie, maar hoe kan ons leer daardeur, hoe kan ons sterker aan die ander kant uitkom en wat doen ons wanneer ons voel ons winter raak so bietjie lank? Gister het ons gesels oor ons identiteit en hoe ek en jy moet seker wees van wie ons is in Christus, want dit help ons. En dan is 'n ander komponent wat ek glo wat ons deurdra, en dit is dat wanneer ek en jy verstaan dat daar 'n roeping is op ons lewe, dan dra dit ons deur die winters. Nou, ek glo jy weet dat Jesus deur baie winters gegaan het. Daar was tye gewees wat hy gevlug het vir sy lewe. Hy sê die seun van die mens het geen plek om sy kop neer te lê nie. Hy is besig om mense te genees, dan is daar diegene wat hom wil vermoor. En van die begin af was daar 'n sameswering om hom om die lewe te bring. En dan eventueel kruisig hom. So hy het die winters van die lewe geken, so ook Paulus. Paulus is 'n man gewees wat die winters van die lewe geken het. Hy het geweet hoe die tronke lyk binne en buite. Hy het geweet hoe dit voel om geslaan te word, om met gebreekte beenderre rond te loop as gevolg van die evangelie van Christus. So hy het die winters geken. En dan sê hy daarso in Romeine 8:28 'n bekende vers wat ons almal goed ken. Hy sê en ons weet dat God alles ten goeie laat saamwerk vir hulle wat hom liefhet. En dan dan sê hy hulle wat geroep is volgens sy doel vir hulle lewe. Volgens sy doel. Baie keer hoor ons mense sê hy laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. Maar daar's 'n gedeelte wat sê wanneer ek en jy lewe volgens sy doel vir my en vir jou lewe. Wanneer ek en jy beleef dat ons 'n purpose het, dan raak die winters vir ons nie net draagsaam nie, dit raak vir ons 'n bietjie makliker en dan begin daar 'n doel vorm. Wanneer ek en jy weet dat die Here het my en jou geroep en ek glo vandag hy het my en jou geroep om die goeie nuus van Christus te verkondig. Daar's genoeg slegte nuus om ons, daar's genoeg berigte en daar's genoeg sosiale media. Hy het my en jou geroep om die draers van die goeie nuus te wees, om na mense toe te kom en te sê ek bring vir julle goeie nuus dat in Christus is julle vry. Hy het julle kom red, hy het die prys vir julle betaal en hierdie wêreld met al sy winters kan nie opweeg teen die heerlikheid van Christus en dit wat hy vir my en vir jou beplan het nie. So wanneer ek en jy deur die winters van ons lewe gaan, kan ek en jy vashou aan die wete dat ons 'n roeping het. En dit is soms van die goed wat ons deurdra. Ek glo dit het Jesus deurgedra, die feit dat hy geweet het, maar hy het 'n heilige roeping. Paulus dieselfde, die feit dat hy geweet het, maar die Here het hom geroep vir 'n spesifieke doel om die evangelie aan mense te verkondig, kerke te stig en hy eindig op om meeste van die Nuwe Testament te skryf. Maar ek glo net so het hy jou met 'n heilige roeping geroep. Daar's 'n taak vir my en vir jou. Ons het 'n mandaat. In Matteus 28 sê ons moet gaan en disippels maak. Ek glo daar's 'n doel tot ons lewe. Daar's purpose. En daarom wanneer ek en jy in die winters vasgevang is, hou vas aan die purpose. Hou vas aan daai heilige roeping wat hy my en jou mee geroep het. Mag die Here jou seën en mag jy 'n awesome dag hê. Totsiens.